Goeiemôre mense, ek is TJ, hier uit die Kalahari en dit is my oggendstoltheid. Volgens die Bybellesing gaan sy bietjie langer wees as gewoonlik, maar ons gaan hoofstuk 8 van Genesis lees. Maar God het gedink aan Noag en al die mense en diere by hom in die ark. Hy het 'n sterk wind oor die water laat waai en die watervloed het begin afneem. Die onderaardse waterbron het opgehou om uit te borrel en die stortreën het bedaar. Geleidelik het die vloedwaters gesak. Na 150 dae die watervlak so gesak dat die ark op die Araratberge vasgesit het. 5 maande nadat dit begin reën het. 2,5 maande later het ander bergspitse sigbaar geword na mate die water gesak het. 40 dae later het Noag die venster wat hy in die ark gemaak het, oopgemaak en 'n kraai uitgelaat. Die kraai het heen en weer gevlieg totdat die aarde droog was. Daarna het hy 'n duif uitgelaat om te kyk of daar enige droë grond was, maar die duif kon nêrens gaan sit nie, omdat die water nog te hoog was. Daarom het dit na die ark toe teruggekom. Noag het sy hand uitgesteek en die duif gevang en dit weer in die ark ingebring. 7 dae later het Noag weer die duif uitgelaat. In die aand was die duif weer daar met 'n vars olyfblaar in sy bek. Noag het besef dat die water nou al heelwat gesak het. 'n week later het hy nog 'n keer die duif uitgelaat, maar hierdie keer het dit nie na hom toe teruggekom nie. Toe Noag 601 jaar oud was, 10,5 maande nadat die vloed begin het Noag die luik van die ark oopgemaak en gesien dat die aarde besig was om droog te word. Nog 2 maande het verbygegaan en uiteindelik was die aarde droog genoeg. Toe sê God vir Noag, "Gaan nou uit die ark, jy en jou gesin. Laat al die diere en voëls uit, sodat hulle kan vermeerder en oor die aarde versprei." Noag en sy vrou en sy seuns en hulle vroue het toe uit die ark gegaan, as ook al die verskillende soorte diere en voëls. Noag bou toe 'n altaar vir die Here en offer daarop van die diere en voëls wat vir hierdie doel bestem was. Die Here het die offer aanvaar en vir hom gesê, "Ek sal nooit weer die aarde vervloek weens die mense oortredings nie. Immers, die mense gedagtes is boos van sy jeug af. Ek sal nooit weer al die lewende wesens so vernietig nie. Solank as wat die aarde bestaan, solank sal saaityd en oestyd, koue en hitte, winter en somer, dag en nag bly voortbestaan." Tot sover. Kom, sluit gerus weer môreoggend by my aan net na 6, dan lees ons verder.